Ek wil die Here loof, met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees. Amen.
My geliefde broers en susters in ons Here Jesus Christus, met alles wat oor die laaste jaar of wat met ons gebeur het, kan dit baie maklik vir ons voel asof die kerk van God, die kerk waarvan ek en jy deel is, die gemeente, wat my gemeente is in die dorp waar ek bly, in die stad waar ek woon, daar die kerk deur die hamermeel gesit is. Dat die kerk amper ontbloot is. Dat al die dinge wat vir ons vanselfsprekend was, dat dit getoets is. En baie dinge waarvan ons seker was, dat dit uit ons verwysingsraamwerk geruk is. So kry ons en ons praat met mekaar daaroor, kry ons mense wat vir jou sê, maar dominee, ek weet nie meer of my geloof dieselfde is nie. Ek voel nie reg nie. Dit voel half asof die kerk vir my verkeerd geword het, anders geword het. En miskien is dit reg so, dat ons so voel, my broer en suster, ek dink so. Ek is oortuig dat daar baie van ons lidmate is, dat daar baie kerke oor die wêreld heen se lidmate is, wat voel asof die Here skielik net bietjie weggeraak het. Hoekom gebeur al hierdie goed dan nou so? Want in hulle harte was kerk wees, die lidmaat wees, die stukkie sekerheid, wat geloof veronderstel is om vir ons te bring. Ek gee my hart vir die Here, ek behoort aan die kerk, alles is oukei. Toe nie. Toe die pandemie op jou voorstoep kom staan, toe word 'n klomp valse sekuriteit heeltemal ontbloot. Geleerdes praat van verbondsautomatisme. 'n Vreeslike woord wat beteken ek glo ek is oukei want ek is in die kerk. Ek is mos deel van die kerk, deel van my gemeente. Elke gemeente is 'n hawe van veiligheid. En broers en susters, vir baie mense was dit die basis van hulle geloof. My geloof was amper op autopilot. En dis 'n baie gevaarlike plek om te wees. En baie van ons is gruwelik ontnigter. Want die kerk was toe nie die basis, die fundament van my geloof nie. En dit het ons ontbloot gelaat. Ek wil vanmôre gesels daaroor, broers en susters, maar ek wil nie vingerwys en raas nie. Ek dink nie, dit sal geen doel dien nie. Ek wil vra dat ons elkeen vanmôre 'n oomblik sal stil staan en in ons harte kyk. En eerlik sal wees met die gevoelens wat ons in ons harte het. Want om in die kakebeen van COVID te wees, dit is 'n gevaarlike plek om te wees. Ons kan daar wees en oukei wees. En ek wil graag gesels hoe ons dit gaan regkry. Dat ons nie godloos moet voel nie. Dat kerk wees steeds by ons is. Ons kan dit doen. Juis nou met hierdie siekte, juis nou met hierdie stres en al die druk op ons. Juis nou, dink ek, is die geleentheid absoluut daar vir ons om kerk te wees. Om gelowig te wees.
dis die plek waar ons gaan begin. Ek wil graag uit ons skrifgedeelte hiermee begin. Laodicea, die stad waarvan ons nou gelees het, was daar in die Lykesvallei geleë, wat vandag Turkye is, aan die weste kant van Turkye. Nou, 'n mens kan soontoe gaan, jy kan gaan kyk hoe lyk die plekke daar, natuurlik die opgrawings, die argeoloog het al daardie stede opgegrawe. Dit was 'n welvarende stad, en daar was baie mense. Daar was ook 'n redelike groot gemeente gewees, kinders van die Here. Wat baie interessant is dat as ons vandag daar sou kom, sal ons net boustene, fondasies, dalk selfs 'n paar strate kry. Daar's niks oor van die stad nie. Laodicea was geleë aan die kant van die vallei, tussen twee stede. Bo op een rand van die vallei was Hierapolis geleë, Hierapolis, so 10 kilometer weg van Laodicea af. Hierapolis was 'n bekende stad vanweë sy waterbronne, warmwaterbronne. Bronne wat vandag nog in ons tyd aktief is. Destyds het mense geglo as jy na Hierapolis toe gaan en jy bad gereeld elke dag 'n paar keer in daardie warm water, dan genees dit 'n klomp siektes. Amper soos ons weet, die pensionarisse trek elke winter uit die koue uit daar na die noorde van die land toe, om daar in die warm waterbronne te gaan lê, om lekker te ontspan, om weg te kom van die reumatiek. Dieselfde soort beginsel. Maar dit was nie regtig die waarheid nie. Daar was as gevolg van hierdie bygeloof ook 'n klomp neeweffekte vir Hierapolis. Maar goed, ons gaan nou nie oor Hierapolis praat nie. Die water wat daar uit die berg gepomp het teen die berg afgeloop. En as dit nou afgeloop het en algaande droër geword het, het dit so 'n wit kalsiumoksied afskeiding gemaak. So van ver af lyk dit amper asof dit sneeu is wat daar teen die berg is, maar dit was die kalsiumoksied wat daar agtergebly het. Die warm water het afgeloop teen die berg, en dit is later met 'n kanaal herlei, sodat dit na Laodicea toe kon kom. Die ander stad wat naby Laodicea was die stad Kolosse. Kolosse was reg aan die ander kant van die vallei, aan die voet van die berge. Kolosse was weer bekend vir sy ijskoue bergstrome, wat hulle baie slim opgevang het en gebruik het. Ijskoue, gesonde, suiwer bergwater. So ons het twee stede gehad. Aan die een kant het jy Hierapolis gehad, met sy warm water, aan die ander kant het jy vir Kolosse gehad, met sy koue water. In die middel was Laodicea. En Laodicea het 'n groot probleem gehad as stad. Hulle het nie water gehad nie. Hulle was afhanklik van die waterstrome van Hierapolis om na hulle toe water te lei. Nou broers en susters, ons almal weet hoe belangrik water is. Geen stad sou daar sonder kon bestaan nie. Maar die mense van Laodicea en die lou water wat hulle gekry het, want teen die tyd die water by Laodicea uitgekom het, was dit nie meer warm nie, dan was dit sulke lou water. Hulle het, selfs in hierdie oomblik wat hulle waternood gehad het hulle na hulle self gekyk en in hulle arrogansie gesê, maar ons is ryk. Ons het nie goed nodig nie.
Hulle was ongelooflik verwaand, want hulle het langs 'n handelsroete gelê. Die inwoners was goeie sakemense. Hulle het wyd rondom die stad katoen geplant. Hulle het kledingstukke gemaak, materiaal baie gesog. Hulle was ook bekend dat daar 'n plek was waar hulle gemyn het, en van dit wat hulle gemyn het, die mineraal het hulle poeier gemaak, fyn gemaal, en dit in 'n salf verwerk. En die salf was baie goed vir oogkwale, soos geglo. So die mense het in hulle skatrykdom, het hulle vir hulle self gesê, ons is okay, ons is ryk, ons het niks meer nodig nie. Ons het alles wat ons nodig het. Maar broers en susters, hulle was heeltemal verkeerd. Eintlik moet ons sê hulle was dom. Met hulle mooi klere en hulle oogsalf en hulle baie besittings, kom hulle en sê ons het niks nodig nie. Onthou, hierdie was kerkmense. Dit is baie belangrik dat ons lees hier, dat hierdie oomblik praat Jesus met die kerkmense van Laodicea. Geen mens kan selfvoldaan wees, hoe ook al, waar ook al hy of sy in hulle lewe is nie. Nie een van ons kan in die geloof sê, ek behoort mos aan die kerk, my saak met die Here is reg nie. Ek is okay. Ek gaan aan die ander kant uitkom. Ek hoef nie te bekommer nie, want ek het gesorg. Die kerk kan nie jou polis wees nie, geliefde. As die mense van Laodicea maar net dit wou besef het. En dit is vir ons 'n belangrike les vanoggend. Want van daardie stad het uiteindelik niks oorgebly nie. Van die arrogansie van daardie mense het daar niks van gekom nie. Slim, opgevoede mense, kerkmense, en hulle het die punt heeltemal gemis. In die oog van die storm was hulle kalmte uiteindelik 'n valse kalmte, gebou op valse sekuriteit. En hulle het dit nie eers besef nie. Maar Jesus het gesien wat daar gebeur. En in sy groot genade vermaan hy hulle. Maar hy vermaan hulle nie met raas en haat nie. Hy gooi hulle nie toe onder hulle probleem nie. Hy sê, ek sien wat julle doen, en dis nie reg nie. Maak dit reg. En hy gee vir hulle die oplossing. Hy sê, wees ywerig en bekeer julle. Daar's nog tyd, daar's nog kans. Julle kan die regte pad vind. Julle kan gered word. Julle kan oorwin. Bekeer julle. Jesus sê, ek raai julle aan om goud by my te koop. Goud wat deur vuur gelouter is, sodat julle daarin kan ryk word. Koop wit klere sodat julle dit kan aantrek. Koop oogsalf om aan julle oë te smeer. En dan sal julle alles kan sien. Dan sal julle kan sien dat geloof 'n gawe van die Here is. Jesus, geliefdes, wys vir hierdie mense waar die werklikheid, waar die redding regtig is. Die Laodiceense en hulle beroemde rykdom. Hulle het klere gemaak en oogsalf gemaak. En hulle het handel gedryf. Maar hulle het nie insig gehad in die woord van die Here nie. Hulle het gedink dat dit wat hulle doen
die organisasie wat hulle doen, genoeg was om hulle self te red. Uiteindelik moes hulle hoor, nee, bekeer julle. My broers en susters, oor die laaste jaar en 'n half, jaar en 2 maande, praat ons konstant met mekaar oor die toestand waarin ons wêreld is. Sien ons hoe die wêreld om ons verander. Die kerk het ook nie hiervan ontsnap nie. En ek en jy, hang af op watter plek jy bly en hoe groot die dorp is, hoe groot jou gemeente is, ek en jy beleef dit ook akuut in die kerk. Ons sien hoe kerke en gemeentes agteruit gaan. Hoe hulle kwyn, hoe hulle swaar kry. En ons het so 'n natuurlike reaksie daarop om vinger te wys en te sê, maar ons doen alles reg, dit het hier te doen met omstandighede buite ons wat ons nie kan hanteer nie. Ons kan nie iets aan hierdie goed doen nie. Wat logies en reg klink, en selfs dalk reg is. Maar broers en susters, vanoggend moet ons hoor, dat hierdie oomblik van magteloosheid, selfs van bang wees, van vrees, dis die oomblik wat Jesus na ons kyk en sê, nou moet julle juis fokus. Julle heil lê nie in die goed nie. Nou in julle donkerste uur, bekeer julle tot my. Oor en oor. Bekering. Terug na God toe. Bekering lei tot geloof. Bekering bring insig. En dit is Jesus se oplossing vir die kerk. Dit is Jesus se oplossing vir daardie mense in Laodicea. Hulle het nie geluister nie. En uiteindelik die prys daarvoor betaal. Maar ek en jy het vandag 'n kans om te luister. Weer as 'n spreekwoord wat sê, it's okay to not be okay. COVID het ons ontwrig en gestroop en ons onseker nagelaat. Dit is 'n feit. Ons is nie okay nie. Maar ons moet ook raak sien dat ons valse sekuriteit ontbloot is. En ons kan op een van 2 maniere reageer. Ons kan, soos die Laodicea, in ons dop kruip. Ons kan in ons strukture retireer. Of ons kan omdraai. En na God toe ons bekeer. Ons kan omdraai en erken, niks is meer dieselfde nie, niks werk soos dit moet nie. Ons kan omdraai en sy pad vir ons elkeen soek. Die mense van Laodicea was goeie kerkmense, maar hulle het gekies om vas te hou aan wat hulle om hulle gebou het. Hulle wou nie bekeer nie. Hulle was bang dat dit wat nou anders is, dat dit vir hulle verskriklik sleg sou wees. En hulle die prys betaal. Jesus klop vandag aan jou deur. En hy sê, draai om, kom na my toe. Die antwoord, my broer en suster, lê nou by jou. Gaan jy hom hoor? Gaan jy die deur oopmaak? Gaan jy jou tot hom bekeer? Ons leef ongelukkig in 'n tyd waar die mens in die middelpunt van die wêreld gekom het. Alles wat langs die mens was, by die mens was, ja, oor die mens was, is uitgeskuif. Die kerk het ook in baie gevalle die mens gevolg en wegbeweeg van die core business af. Weg van ons ware doel af. God.
God te soek, en God te dien, en God te eer. Dis hoekom ons hier is. Nie om onsself besig te hou met strukture en gebruike en gewoontes nie. Ons is hier om God te dien. Die mense van Laodicea het dit vergeet. Vanmôre kry ek en jy hierdie wyse raad. Draai terug. Bekeer jou na my toe. Geloof is nie iets wat sommer net in my ontstaan nie. My geloof is inderdaad 'n gawe van God. Deur die werk van die Heilige Gees word dit in my gegee. Hy maak my hart oop vir die evangelie. Dit is eers wanneer ek Jesus se stem hoor, wanneer ek God toelaat en hom volg en sy Gees in my begin werk, dan kan ek die deur van my hart vir hom oopmaak. Ons is miskien, broers en susters, deur die hamermeel gesit. En dit voel vir ons asof ons dalk van alles bekend en geliefd gestroop is. Ons wonder en ons is bekommerd. Ek verstaan dit baie goed, dis alles waar. Maar ons is nie van God verlaat nie. Jesus los ons nie. Jesus sê, turn back, I'll take you back. Kom ons bekeer onsself vandag tot die Here. Opnuut. Kom ons fokus as kerk, vandag en elke dag, op ons core business. Kom ons vergeet die dinge wat ons self probeer bou en gebou het. Kom ons soek eerlik die Here. Dis die belangrikste ding wat ons nou kan doen. Moenie ander dinge soek nie. Moenie lou water word nie. Wees ywerig en bekeer julle. Vandag. Amen. Almagtige Hemelse Vader, Here, baie dankie dat ons ook hierdie woorde mag hoor. Bekeer julle. Dat ons dit nie mag sien as 'n straf of iets swaar om te doen nie, maar dat ons juis in blydskap sal omdraai. Sal besef, dis ons enigste redding. Maak nie saak wat in die wêreld aangaan nie. As ons na U toe terugdraai, sal dit met ons goed gaan, sal ons gered word. U arms gaan nooit toe, ooit toe nie. Help ons om in die tyd van onsekerheid en stryd nie bang te wees nie, maar om te draai. Here, help ons om die verlies van gewoonte en gebruik en struktuur, dat ons dit so sal verwerk, dat ons nie verlate daarin sal voel, maar sal weet. Ons belangrike besigheid is om U te dien. Dis die doel waarvoor ons hier is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. My broers en susters, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan dan in sy vrede hierdie week verder. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees sal nou en vir altyd by julle elkeen wees. Amen.